Nou hierdie is gewoonlik een van die moeilikste dienste van die jaar. En die rede vir dit is, iewerster op iemand se tafel is daar eider baie hoender, daar skaaphout, daar is al die tas van goed, en die puddings wat uitgepak staan, en die vrugtekoeke wat op die tafel wys. So, ek wil vir u vra vir 'n oomblik vergeet van dit, sny dit gou af. Maak gou klaar met dit, sny dit af. Ons gaan vanmôre in die woord van die Here, die brood van die lewe, net so ietsie saam geniet. Ek dink dit is net gepas om nie vanmôre stil te staan by die groei van die kerk en by al die dinge nie, maar net vir 'n oomblik te kan stil staan in die woord van die Here oor Jesus. Ons gaan nou by die skrif kom, maar ek dink vanmôre terwyl ek regmaak vir die diens, aan toe die Here Moses geroep het, en hy staan by hierdie vreemde verskynsel van hierdie brandende bos, en hy kry die opdrag dat hy met die volk gaan uitlei, toe vra hy vir die Here, wie sal ek sê, het my gestuur? En die Here antwoord hom, gaan sê vir hulle, ek is. En as jy dit baie mooi lees, en jy het dit al so 'n bietjie gaan naslaan, dan wil ek vir u sê, die rede dat die Here hom geantwoord het, ek is eintlik om te sê, ek is onbeperkt. Ek is alles wat jy van my verlang. Ek is vir jou die voedsel op jou tafel, ek is vir jou die klere aan jou lyf. Ek is vir jou die barmhartigheid wanneer jy dit nodig het. Ek is die absolute heerlikheid van God as jy dit nodig het. Ek is daar vir elke area en vir elke gebied van jou lewe. Dis wat God in sy almag vir Moses geantwoord het. Maar tog vind ons dat in daardie tye het die volk maar telke male nie verstaan wat dit beteken, ek is nie. Want dan het hulle kos gesoek, dan het hulle klere gesoek, dan het hulle beklei oor die vleis wat hulle gelos het in Egipte, en dan het hulle gekla oor die lyding van die en die lyding van daai, maar hulle het vergeet, die eintlike antwoord is, ek is julle alles. Ek is julle opstaan, ek is julle gaan lê, ek is julle eet, ek is julle slaap, ek is julle môre en julle aand. Wat jy intussen nodig het, ek is daar vir alles. En ek dink dis hoekom Jesus ook later gesê het, alles wat julle in my naam vra, luister mooi saam my Vader aan julle gee. Alles wat julle in my naam vra. Daar's 'n geheim daaraan waar ons op 'n ander dag sal gesels. Moenie dink jy gaan enige iets kry wat jy vra nie. Hy sê in my naam, alles wat in ooreenstemming is met die naam van Jesus, wat jy vra, sal jy verkry. Maar ek wil vanmôre by dit aansluit met die skrifgedeelte in Johannes hoofstuk 1, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 5, en volg dit saam met my. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ek wil net vanmôre so bietjie stil staan by die eersteling van die hemele, die liefling van ons lewens, en die liefling van die hemele. Hierdie skrifgedeelte haal 5 kernpunte uit, wat bepaal wie hy is. Eerstens, hy is die woord. Hy is die volle woord van God. Hy is God, want hy is deel van die drie-eenheid van God. Deur hom en tot hom het alles tot stand gekom. Ek wil vir u sê, jy kan maar met liefde vir jou vrou sê, ek is nie ontwerp vir jou nie, ek is ontwerp vir God. En dis se waarheid. En suster, jy kan met liefde vir jou man en jou kinders sê, ek is nie net ontwerp vir julle nie, ek is ontwerp vir God. Ek is ontwerp om God te verheerlik. Ek is ontwerp om sy naam groot te maak. Ek is eintlik bepaal vir die doel, vir die plan en die wil van God. Die vierde punt wat hier uitstaan is, die lewe is in hom en is 'n lig vir die mense. Ag, soveel kere sal ons vind dat ons in die donkerste tonnels van ons lewe staan.
En dan wil ek vir u net iets by dit sê. Daar is altyd 'n lig in die tonnel. Daar is altyd 'n silwer randjie om 'n donker wolk. En wanneer die son sy strale deur die wolke breek en deur die donderwolke breek, dan herinner dit my aan die lig van wat Jesus vir u en vir my was. En dis hoekom ons vanmôre by hierdie diens by mekaar gekom het, om net vir 'n oombliekie stil te staan en net eer te gee aan die ware lig in ons lewens. Nou broer, ek weet, soms is jy die lig in jou vrou se lewe. En ander kere is jy die kers of soos ek kan jou net uitblaas. Maar ek wil vir jou sê, dis maar vice versa hoor. Dis maar dieselfde om alle gebiede. Maar die ware lig van ons lewe, wat nooit teleurstel nie, is die een wie ons vanmôre besing het. Dis die een aan wie ons hierdie dag opdra. Noem dit 'n Kersdag, noem dit wat jy wil, vir my is dit net nog 'n dag, maar 'n dag wat ek eer kan bring aan 'n ewige God, 'n ewige Vader, 'n ewige Koning, wat ons nooit sal faal nie. 5de punt wat hier uitstaan, hy sê, hierdie lig, geen duisternis kan dit oorweldig nie. Deur die jare het ons gesien hoe dat daar 'n skeiding tussen God en mens kom. Maar weet jy wat is die hartseer van daardie skeiding? Dis nie 'n God gemaakte en 'n God gegewe skeiding nie. Dis 'n mensgemaakte skeiding. Dis 'n mensgeboude muur wat opgebou word. En dan sê die mens baie keer, ek het nie antwoorde nie. Hulle sê baie keer, ek staan in duisternis. Hulle sê baie keer, ek is vasgevang in omstandighede en ek sien die lig in die tonnel nie. Ek wil vanmôre vir u sê, breek die mure af, want die lig van God is by magte om nog steeds die duisternis van ons tyd te oorweldig. Ons beleef vandag uitdagings, ek sê dit die ander dag vir iemand, so 20 jaar terug in die bediening, het ons net lekker kerk gehou en gepreek en ons het al goed gedoen en ons het die Here verheerlik en dit was asof almal net gemaklik was. Maar tyd het verander. Omstandighede het verander. Ek kan onthou, toe ek 'n kind was, as hulle gepraat het van depressie, dan die ou mense gesê, man, hulle moet net by die Here uitkom en regkom. Vandag is dit een van ons mees gevreesde siektes, sielkundige simptome, wat lei tot dood, tot smarte. Ek kan onthou, toe hiperaktiewe kinders 'n klap op die bout gegee was en gesê, gaan sit staan. Amen. En kinders het geluister. Vandag noem hulle dit ADHD. En hulle sit vir 'n kind 'n ritteling pilletjie in sy mond om hom te kalmeer. Sodat hy kan mellow. En kan ingel met die samelewing. Ek wil u vandag iets vertel. Dis 'n waarheid. Dat kinders se fokus het verander. Gaan jou sê, hoekom? Kan ek dit maar reguit sê. Want ouers voed hulle nie meer op met Jesus Christus nie. Kinders se fokus het verander, want ma en pa vat hulle nie meer kerk toe nie. Die hele wêreld om ons het verander en die mensdom het verander. Vir baie mense, ek praat eendag met 'n jong persoon en hy praat so en ek sê vir hom, ek nooi hom 'n bietjie kerk toe, hy sê, pastoor, ek doen nie die kerk ding nie. Wow. Ek het nooit geweet dat om in die huis van die Here te kom is 'n ding nie. En weet jy, toe ek met hom mooi praat en vertel waaroor is kerk en waarom gaan kerk, toe sê hy, pastoor, ek het nie groot geword met kerk. Weet jy wat dit is nie? Weet jy wat dit is om die Here te aanbid nie? Ek weet nie wat dit is om te sing tot eer van die Here nie. Weet jy hoe gevaarlik is daardie jong man in sy lewe, dat hy nie verstaan en nie besef dat die lig van hierdie wêreld, Jesus Christus, is wagtend om te skyn in sy lewe nie, maar hy kan nie die lig identifiseer nie, want hy het nie groot geword met die lig nie. Ons is bevoorreg. Ons het groot geword met die lig.
Ek wil by so 7 punte vinnig stilstaan vanmôre. Ek weet die verlang na die etenstafel en ek weet die broers probeer hulle aardappeltjies steel of probeer hulle vleisie afstel iewers want hy reuke hang so in die huis. Ek wil vir jou iets sê, jy gaan nou daarby uitkom, wees nou so oombliekie stil en geniet van die spyskaart wat die Here vanmôre vir ons saamgestel het. Een van die punte wat vir my altyd uitstaan, ek het daarop bedien toe ek net hier gekom het, is in Jesaja 35, hy is die pad van heiligheid en veiligheid. Ons het gelees en ek weet dit by intree-rede het ek gepraat daaroor en ek was die woord sê in Jesaja 35 van 9 op die pad van God is daar geen verskeurende dier nie, geen leeu, geen vyandsmag, niks kan jou op hierdie pad by mekaar bring nie. En daardie pad is nie iets van die mens of die kerk gemaak het nie. Dis 'n pad deur God bestem en die leidsman op daardie pad is en bly Jesus Christus. Hy haal ook aan in Jesaja 35. Hy sê hulle wat vrygekoop het, was losgekoop het, gaan jubel. Hulle gaan 'n ewige vreugde hê. Hulle sal op hierdie pad hardloop sonder kommer en kommer sal van hulle wegvlug. Wie van u worry? Niemand nie. Dis 'n perfekte kerk vanmôre hierso. Ek wil hier vanmôre sê as jy worry oor wat die nuwe jaar vir jou inhou. If you worry you die, if you don't worry you also die, so why worry? Woord van die Here sê, sal jy een el by jou lengte byvoeg deur jou te kommer. Hy sê, kyk na die lelies in die veld, dat selfs koning Salomo in al sy heerlikheid is nie geklee soos wat die lelies in die veld geklee is nie. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader julle klee? Hy praat van die mosse, hy sê, hoeveel te meer sal die hemelse Vader julle nie voed nie. Ek wil vir u vanmôre sê, op hierdie pad van heiligheid en veiligheid, waar God ons toevou, waar hy al mag en al die magte van Satan van ons weghou, en ons veilig hou, en ons laat in vreugde en volheid laat staan. Dis die pad gebaan deur die God wat ons vanmôre ook aanbid, Jesus Christus. Die tweede ene, seker een van die mees belangrikste dinge wat die kind van die Here nooit moet vergeet nie. Johannes 14:5. Ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En ek wil vir u sê, en niemand kan na die Vader gaan behalwe deur Jesus Christus nie. Ek wil vanmôre almal aanmoedig om te sê, maak klaar met die dinge daar buite. Vergeet die wêreld daar buite. Sit jou fokus op Jesus, want hy is die deur tot die godheid. Hy is die deur tot die ewige lewe. Maar hy sê net in die volgende vers, hy sê as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Hier is so 'n bietjie van 'n klap in die gesig van die mens. Hy sê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Maar die volgende vers sê, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Baie min mense, as jy met hulle praat vandag, weet wie God werklik is. Weet jy wat is die hartseer? Hierdie skrif sê, as jy God nie ken nie, ken jy nie vir Jesus nie. En dis realiteit. Daar's 'n ding wat ons geleer het deur die slim teoloog wat praat van 'n relatiewe en 'n absolute. Die relatiewe is die menings van mense, dat die absolute is wanneer God se woord baie duidelik gepraat het. En Jesus self was hier aan die woord. Dis 'n absolute hierdie. As jy God nie ken nie, ken jy nie Jesus nie. Om God te ken, moet jy Jesus ken. Om Jesus te ken, moet jy op die pad kom waar hy is. En daar moet ons bly vir ewig en vir altyd. Hoekom? Antwoord is baie duidelik. Hy is die lig. Hy is jou oorwinning. Hy is jou vreugde. Hy is jou volheid. Hy is die ware wynstok. Johannes hoofstuk 15 vers 1, hy sê, ek is die ware wynstok. My Vader is die landbouer. Maar dan sê hy hierdie woorde, elke loot wat my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke een wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. As jy ooit na die lerings van Bruce Wilkinson geluister het, waar hy praat oor hierdie skrif, dan beteken dit nie wanneer hy sê, neem dit weg, hy sny dit af nie. Die verduideliking was, die landbouer het met 'n emmer water in die wingerde ingestap. En elke loot wat afgeval het en in die grond lê, nie vrug dra nie, was nie afgesny nie. Hy was gevat
En daai water, en hulle het daai lood gevat en hulle het hom skoon gemaak. En hulle het hom weer teruggesit in die wingerd. Hom opgebind. As jy ooit by iemand kom wat wingerde verstaan en druiweprele verstaan, sal jy agterkom, as daar 'n slap lood lê wat hierdie kant toe gaan, hulle knip hom nie af nie, hulle maak hom vas met 'n touwtjie, hulle tel hom op, sodat hy kan loop, want elke lood wat daar is, mag vrug dra moontlik. En as hy nie van vrug dra nie by die einde, by die snoeiseisoen, sal die Here die lote uitsny. Maar terwyl dat daar groenigheid in die tak is, terwyl dat daar lewe in die blare is, tel hy die lote op. En hierdie was die gebruik van die landbouers van daardie tyd. Hy het nie die lote afgesny nie. Hier sê ons Bybel, hy neem hom weg. Hy neem hom weg uit die omstandighede. Hy vat hom weg uit die situasie waarin hy is, en hy bind hom weer op. Hy gee hom 'n kans om weer vrug te dra, maar dan sê hy ook, en elke een wat vrug dra, gaan hy skoon hou, en hy gaan hulle reg hou, sodat hulle meer vrug gaan dra. God sny hom nie af, as jy ingeënt is in die ware wynstok nie. Nie eers vir die man en die vrou, wat vanmôre in sonde verkeer, God sny hom nie af na hulle nie, want wanneer hulle roep, is hy daar, en dag na dag, dan roep hy ook na hulle. Hy is die ware wynstok. Hy is die skepper van alle dinge. In Kolossense 1:16 sê hy, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. En die volgende gedeelte daarvan sê, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Vers 17 sê, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Stap so 'n bietjie in jou tuin. Ons het nou so 'n bietjie hier ingestap en ek het 'n paar bome bietjie gesny en gesnoei en gealles. En eergister toe vat ek maar die groot skêr, want toe David is hier nie en ek begin die bome net so 'n bietjie bo langs sny, dat hulle nie te hoog raak en die struike en goed nie. En terwyl ek dit sny, toe sê ek my vrou, kyk al die nuwe lote wat hier uitkom. Kyk al die nuwe dinge wat hier gebeur. En ek sien God se hand in dit. En ek onthou toe die Here Sondagmôre met Shell gepraat het en gesê het, hy gaan vele takkies nog snoei en bietjie sny, terwille van die vrugte wat hy moet dra, nie terwille van ander dinge nie. Toe sit ek na daai bome en kyk gistermôre en ek besef, weet jy, dat maak nie saak hoe dit is, die hier en daar tussenin is daar indringer goed wat wil inkom, en ek sê vir myself, is tyd dat ek die byl uithaal en bietjie hierdie goed uitkap en regkap en goed en weet jy, dis belangrik, maar vanmôre wil ek vir u sê, die geesteswêreld werk het so klein bietjie anders vir. God het alle dinge, die hele skepper is deur hom gemaak. Hy is die skepper van die mens, hy is die skepper van jou kinders, hy is die skepper van jou huis, hy is die skepper van alles. As jy wonder hoekom is hy die skepper van jou huis, hy het die bouer die vindingrykheid gegee om die huis te kan bou. Hy is die skepper van elke moontlike ding wat jy om jou kyk. Alles wat hier in hom staan, kom iewers uit die natuur uit. Materiaal kom uit die natuur uit. Staal kom uit die natuur uit. Matte kom uit die natuur uit. Alles wat ons belewe, moenie dink jy het 'n boompie waar 'n stukkie yster aan groei nie. Nee, hy kom uit die grond uit. Hy word gesmelt, hy word gerol en hy word geslaan sodat ek en u hom kan gebruik. Matte kom uit verskeie goed. Ag, ek wil vir u sê, ek het eendag toe sê iemand vir my toe trek ons kakiebos uit toe ek 'n kind was. Hier ou kakiebos, hy moet so stink. En toe sê iemand vir my, julle ruk hierdie goed uit en kyk, daar's plekke wat hulle dit gebruik om parfuums te maak. Maar nou nie vir jou vrou sê, sy ryk soos 'n kakiebos nie, sy gaan groot moeilikheid wees. Maar selfs in dit, het God 'n plan gehad. Selfs in die skepping daarvan, het die Here plan gemaak. Daar was jare terug 'n blinde sanger, sy naam was, ek dink, ek kan nie onthou, ek dink was Willie Parsons of iets van die aard. En hy het 'n liedjie gesing oor God wat die mossie maak, wat die wurmpie maak. Hy praat oor die wind wat waai, hoe dat God die veld uitvee en alles skoon maak en alles. En ek wil vir julle sê, ek het dit deur die jare gesien. God is maar net die kenner van die hele wêreld. Weet jy, hy is so bekend met jou dat die woord sê, al die hare van jou hoof is getel. En of jy nou minder het as die ou langs jou, joune is ook getel. En al sny jy hulle af waar daar niks is nie, hulle weet van selfs daai afgesnyde hare wat nog moet groei. Hy is bekend met ons alles en ons almal. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Wanneer ons in hom staan, wil ek vir jou sê, jou geluk sal stand hou. Jou vreugde sal stand hou.
Jou welvaart sal standhou, maar in hom moet dit bly, want dis wie hy is, dis wat hy is. Ons praat net vanmôre so klein bietjie oor die God wat ons dien. Hy's 'n onveranderlike God. Hy's gister, vandag en tot in aller ewigheid is hy dieselfde. Maar ek wil vir u iets sê. My kleindogter kuier hier by ons. En sy is nie 'n oggendmens nie. So as jy haar wakker maak, dan sê hy mood. En noudag toe doop ek aan, toe sê ek vir haar naam is nou Moody Mood. Maar ek wil vir u tog net iets sê. Weet jy, die mens is veranderlik. God is onveranderlik. Ek sal nooit vergeet hoe ek met 'n man in my gemeente, een van my vorige gemeentes praat, hy werk binne die parlement. En hy praat so oor die politikuste en ek sê alles, ek sê vir my, wat sal gebeur as die DA aan bewind kom? Hy sê, pastoor, ek dink nie jy wil praat oor die goed. Hy sê, al wat ek vir jou kan sê is, politikuste diversifiseer. Met ander woorde, hulle is soos 'n verkleerman op 'n boks Smarties. Vandag praat hulle so, môre praat hulle so. Ek weet nie of u kan onthou nie wat al in die lewe was in 1992 en die ouer mense goed was, wat die groot beloftes was wat gemaak was van ons land, hoe ons land so beter gegaan het en hoe so goed gegaan het en al die goed. Kan ek vir u sê, die probleem is nie God nie. Die probleem is die mens. En die mens alleen. Want God is gister en vandag tot in ewigheid dieselfde. En Hebreërs 13 vers 9 sê, maar moenie rondgeslinger word deur allerhande vreemde leringe nie. Vanmôre sê hy eintlik vir ons, moenie weggerokkel word van hierdie God af, van wie ons praat nie. Moenie weggeskeer word van hom wat volheid en guns en heerlikheid vir jou lewe bepaal het nie. Moenie toelaat dat die dief jou kon steel en beroof, jou kon slag en kon verwoes om jou nie. Moenie rondgewaar word nie, want God is onveranderlik. Hy is 'n lewende steen op wie ons kan bou. Ag, Sondag het ons lekker kerk gehou, vanmôre praat ons bietjie oor Jesus. 'n Steen wat nie verwerp kan word nie. En ek wil nie vanmôre sê, as daar iemand in jou huis, iemand in jou familie, iemand in jou vriendekring is wat Jesus verwerp het, kry hom by Jesus uit. Want ek wil vir u iets sê, die mense sal hom verwerp, die mense sal hom wegstoot, maar hy is eintlik die onverwerplike. In dieselfde gedeelte in 1 Petrus 2 vers 5 skryf Petrus, hy sê, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Jy sal onthou, ons het laasweek Sondagmôre, het ek so 'n bietjie daaroor gepraat, werk aan jou geestelike huis, bou jou geestelike huis. Vanmôre kom hierdie skrif en hy sê, dit so duidelik, laat jou opbou. As daar dinge om jou is wat jou aftrek, as daar negatiewe mense is wat jou aftrek, wil ek vir jou sê, daar's 'n Engelse gesegde wat sê, prevention is better than cure. Vermy hulle, moenie met hulle in kontak kom nie. Skus, dit klink erg. Iewers van ons het ons almal so 'n familielid wat alles negatief sien. Jy het 'n kollega by die werk, hy sien alles negatief. Jy het 'n vriendin of jy het iemand daar waar jy gaan, hulle sien alles negatief. Kyk net na Facebook, jy kan die wonderlikste ding plaas, daar sal altyd iemand wees wat 'n negatiewe kommentaar daaroor het. Skei jou af, laat jou opbou tot 'n lewende steen. Laat die Here jou geestelike huis vir jou bou. Laat hy jou oprig. Dit klink of ek vanmôre vir u sê, jy moet mense weggooi. Nee, dis nie wat ek sê nie. Jy moet nooit ophou bid vir hulle nie. Jy moet nooit ophou om vir hulle te bedien nie. Maar jy het nie nodig om te sit in die potte van hulle negativiteit nie. Jy het nie nodig om te staan op die plekke van hulle plekke nie. Daar's mense, en ek noem dit partykeer, hulle as jy vir hulle vra hoe dit met hulle gaan, dan sê hulle, Peter daag geken toe my pa vir my gesorg het. Ai, shame. Weet jy wat 'n klap is dit in die gesig van die Here? Want ek wil vir sê, my oog is nie op my aardse Vader gewees nie. My oog is op my hemelse Vader, wat altyd en enige oomblik wanneer ek hom nodig het, daar is vir my. Ek sal nooit vergeet
hoe dat mense negativiteit verval het. En agterna dan kruip hulle terug na die Here toe, as jy vir hulle vra wat, dan sê hulle nee, ons het net na 'n sekere persoon geluister, en toe gebeur dit en toe gebeur dat. Ek het in die kerkewêreld deur die jare gesien, weet jy, ek het 'n gesegde wat sê, ek is verantwoordelik vir wat ek gesê het, nie vir wat u gedink het gesê het nie. Ek gaan dit herhaal, ek is verantwoordelik vir wat ek gesê het, nie wat u dink ek gesê het nie. Want baie keer, jy kan die beste skrif in die Bybel uithaal, en jy gaan agterkom, daar's mense wat 'n negatiewe konnotasie het tot daai skrif. Weet jy wat is die geheim? Hulle ken God nie, want hulle ken Jesus nie. Leer Jesus ken en die Bybel word vir jou lewendig. Leer sy waardesisteme ken en hy word vir jou kosbaar. Leer hom ken vir die heiligheid wat hy is en die almagtige is. Leer hom ken vir die beskermer wat hy is en jy sal agterkom, jy sal nooit wees agtergelaat word nie. Ons het jare terug 'n gesegde gehad, ek weet nie of die jonger geslag hom ken nie, dan sê ons nee, ek sit op die stoep en ek verlang huis toe. Ja. Kan jy dit onthou? Dan voel jy so eensaam. Maar ek wil vir jou iets sê, toe ek Jesus leer ken het, is ek nooit weer eensaam nie. Nou is ons twee saam, en ek het 'n hele paar wat saam met ons kom, die kinders en die kleinkinders en almal, so ek kan nou glad nie meer sê ek is eensaam nie. Maar ek wil vir u sê, tog iewers in jou lewe, het jy al moontlik op 'n plekkie gesit en alles, en as jy so ry of jy iets doen, jy is heeltemal alleen in die kar, dan voel jy soms, ek voel bietjie eensaam, moenie wees nie. Al wat jy kan roep, is Jesus. En as jy sê Jesus, gaan hy antwoord. En as hy geantwoord het, sal jy weet, jy is nooit weer eensaam nie. Ek wil vir jou iets sê, daar is soveel mense wat negatief is oor hulle self. Dis hartseer. Want weet jy, wanneer jy negatief is oor jouself, kan jy God nie verheerlik soos jy moet nie. Want as jy nie van jouself hou nie, hoe kan jy die Here verheerlik vir wat jy is? Miskien sit jy vanmôre hier en jy voel baie ongelukkig oor jouself. Jy moes dalk 'n langer neus of 'n korter neus gehad het, kleiner oortjies gehad het, groter spiere gehad het, daai klas van goeie en miskien voel jy net, ag, weet jy wat, ek is nou nie die wêreld se mooiste, die beeldskoonste in dit nie. Ek wil vir jou sê, I don't care. En God gee ook nie om nie. Hy het jou gemaak na sy beeld. Hy het jou uniek geskape tot sy bepaling, tot sy plan. Soos jy vanmôre 'n bietjie meer plooi as jy dalk ou Langjoy, sê van don't you care, my brother. God het my hierdie plooie gegee, dis myne en myne alleen, en ek gaan hulle saam met my dra, totdat die Here my kom haal, so don't you care, en as ek meer sproete as jy het, en ek het meer grys hare as jy, don't you worry, kyk agter jouself, wees bly vir wie jy is, want gee jouself so lekker klap op die skouder, sê ek is bly vir wie ek is bly vir wat ek is, want hier staan iemand, daar is daar 'n liedjie wat sing, en ek weet baie mense het altyd, maar ek like om stukke, die Here het my mooi gemaak. Ek het 'n goeie vriend in Australië, en moenie doen wat hy gedoen het nie, hy sal nie omgee as ek dit sê nie. Hy het eendag hierdie woorde vir sy vrou gesê, toe sy die besem vat so uit, sy veer die huis so uit, toe sê, die Here het jou mooi gemaak. Dit het nie goed afgegaan vir hom nie, en hy word verby tot vandag toe nog oor daai, maar die Here het u mooi gemaak. Gee die een langs jou net 'n drukkie en sê dankie dat jy so mooi is. Dankie dat jy so spesiaal is. Dankie dat jy so kosbaar is. Sê net dankie, dankie, dankie Here. Hier sit 'n God gegewe wese reg langs my. Dylan, kyk gou vir Ethan. Al is daai boetie van jou besig en dan maak hy jou wiele pap. Ag, die Here het hom mooi gemaak. Here het hom spesiaal gemaak. Vir die Here se hand. Hy is 'n steen op wie ek kan bou, gaan sluit. Hy is die regverdige en die mees waardigste gesag wat daar is. Weet jy dat as mens oordeel, geen menslike oordeel is reg in God se oë nie, want hy is die enigste regverdige beoordelaar. Hy is die enigste een wat kan skeiding maak tussen liggaam, siel en gees.
Hy is die enigste een wat eendag gaan vir hulle aan die linkerkant sê, gaan weg my vervloektes, ek het julle nooit geken nie. Daarom vind ons die verhaal in Openbaring 5, waar die wese stil staan, en op die troon is daar 'n boek, niemand kan hom oopmaak nie, en die enigste wat hom kon oopmaak was Jesus. Want jy sien, hy het die volmaakte offer gebring, vir u en vir my. Hy is die volmaakte, en die alles oortreffende God. En dit maak nie saak hoe lyk 2026 nie. Jesus is daar. Hierdie laaste paar dae van 2025, Jesus is hier. Hy is nog saam met ons. Ag, en ek wil vir jou sê, ek kan niks meer aan die plooi op jou gesig doen nie. Al wat ek jou kan raad gee, iemand sê dat vir my, jy lyk nie so oud nie. Toe sê ek, nee, want ek het seker gemaak, ek eet genoeg om die velle styf te hou. Die belangrikheid is vanmôre, ons is so geneig om die sleg in die lewe te sien. En weet jy dat elke keer wanneer ek net die seer, elke keer wanneer ek net die smarte, elke keer wanneer ek net die moedeloosheid en die teneergedruktheid beleef van hierdie samelewing, dan raak dit donker om my. Weet jy hoeveel mense die jare gesien, daar's nie vir my 'n plekkie in die kerk nie. Daar's 'n plekkie vir jou in die kerk. Weet jy hoekom? Want Jesus is hier. Weet jy waarom het ons vanmôre by mekaar gekom? Nie om te spring en te dans, dit ook, ons kon dit ook gedoen het. Maar om vanmôre net so 'n bietjie stil te staan en sê, hy is my sekerheid. Hy is my volheid. Hy is my krag. Hy is my sterkte. Ander geniet Kersfees. Ons hou van ek hou van die woord Christusfees, want dit is vir my 'n oomblik en 'n tydjie net om stil te staan en eer te kan gee aan 'n ewige God. Eer te kan gee aan 'n ewige Vader, aan 'n volkomme heerlikheid. Wie en wat ek kan aanbid. Wanneer ons nou hier uitstap en jy gaan lekker eet, dan bid ons en ons sê, Here, seën die hande wat hierdie voedsel berei het. En dan bid ons en sê, Here, versterk ons liggame daardeur. Seën ons liggame daardeur. My vrou het gesê, as jy oor hom bid, maak jy nie vet nie. So lekker eet. Lekker eet. Maar ek wil vanmôre vir u sê, hierdie is 'n dag eie aan die Here. Jou kar mag hier buite sê vir my, kom hy sê, it's raining again. Ek sê, dankie Here. Ek het my vrou het gesê, wat sê, elke keer wanneer dit reën, is dit seën. En elke keer wanneer die Here seën, is ons daar om te ontvang. Verruim jou hart vanmôre en sê, Here, ek wil hê, ek wil geniet. Ons het na 'n paar punte geluister oor wie hy is. Hy is die woord, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die beskerming, hy is my veiligheid, hy is die een wat alles gemaak het. Ek is vir hom en tot hom geskape. Ek is gemaak as sy beeld, sodat hy verheerlik kan word. Hy is daar vir my, elke oomblik van die dag. Don't you worry, don't you care. Hou net vas aan die Here. Gryp hom met jou hele wese vas en sê, Here, hierdie dag is eie aan u. Van my vrou se kant dan wil ek vir elkeen van u sê, 'n geseënde Christusfees. Mag u hierdie dag geniet in die volheid en in die almag van die Here se naam. Sal die orkes vir ons wat uitkom. Sal ons die vanmôre net vir 'n dag, vir 'n oomblik, vir 'n minuut stilstaan in hierdie dag en net sê, Here, u is waardig. Kan ons daai lied weer sing gaan? U is waardig om hierdie boek op te neem, hierdie seels oop te maak, want u het ons duur gekoop met die kosbare bloed. Ek wonder, kom ons staan net op, net vir 'n oomblik goed. Net vir 'n oomblik. En ek gaan vra, voordat ons gaan sing, dis mos 'n Pinksterkerk, voor ons gaan sing, stap na iemand toe, vanmôre, ons kan die kerk bietjie te mekaar, stap net na iemand toe, en gaan seën iemand, vanmôre, met die seën van die Here. By die seën van God op hulle af in hierdie dag. Die beste geskenk, is nie daai nuwe kar wat jy van jou vrou verwag, vir Kersfees nie.
Die beste geskenk wat jy vanmôre vir iemand kan gee, is 'n sê, Here, you just bless him. Seën hom, Here. Stap gou na iemand toe, asseblief. Kom ons doen net die teenoorgestel. Dit is ons 'n jeugdige dag. Dis 'n lekker dag. Here seën. Die Here seën ons bevraag. Die Here seën jou. Hy sterk jou. Hy bewaar jou. Maak jou baie gelyk. Seën mekaar net so 'n bietjie. Krap die kerk net 'n bietjie te mekaar. Sê net vir iemand langs jou. Wees geseën. Wees geseën. Wees geseën. Sabatanda matala matala. Maar die vreugde van die Here net geoor iemand spoel. Net geoor iemand stil staan. Bedien hulle met die seën van die Here. Bedien hulle met 'n krag. Bedien hulle met 'n sterk. Bedien hulle met 'n heerlikheid en met 'n eer. Sabatanda matala. Sabatanda matala. Praise die Here.